Euklidiese meetkunde deel 1. Goed, so in hierdie video gaan ons nou mooi kyk na elke stelling wat ons moet ken van Euklidiese meetkunde en dan 'n paar somme doen waar al daai stellings gemeng is. OK, kom ons begin. So die eerste 4 stellings het te doen as hulle sê daar's 'n middelpunt, 'n middellyn of 'n radius. Nou die eerste 2 stellings is eintlik dieselfde. Hulle is eintlik omgekeerde van mekaar en hierdie stelling is wanneer ons 'n radius het wat 'n koord sny. Nou 'n koord is 'n lyn wat verbind is aan 2 punte op die omtrek van 'n sirkel. So 'n lyn is nie 'n koord nie. So 'n lyn is 'n koord. Nou wanneer die radius loodreg op 'n koord is, dan kan ons sê dat daai radius deel die koord in 2 gelyke dele. Met ander woorde, AB is gelyk aan BC. En die volgende stelling, wanneer die radius weer 'n koord in 2 gelyke dele deel, dan kan ons weer sê dat die radius is loodreg op daardie koord. Met ander woorde, B1 en B2 is gelyk aan 90 grade. Nou die rede vir die eerste stelling is altyd dit wat hulle gee, nie dit wat ons ingevul het nie. So as hulle die 90 grade hoek gee, dan is ons rede nou waarom AB gelyk aan BC is, loodlyn uit middelpunt van sirkel na koord. En as hulle vir ons die koord gee wat gelyk is en ons sê dan dat B1 en B2 90 grade is, dan is ons rede dit wat hulle gee en dan is ons rede net lyn, nie loodlyn nie, lyn uit middelpunt van sirkel na middelpunt van koord. So die rede is altyd dit wat hulle gee. Goed, die volgende stelling is wanneer ons 'n middellyn het en as die middellyn 'n hoek maak op die omtrek van 'n sirkel en let wel, dit moet op die omtrek van 'n sirkel wees, dan gaan daardie hoek op die omtrek van 'n sirkel wat gemaak is deur die middellyn altyd 90 grade wees. En ons rede daar is hoek in 'n halwe sirkel. Goed, dan ons vierde stelling is wanneer ons 'n hoek by die middelpunt het. En ons gaan kyk nou daai hoek by die middelpunt. Watter bogie of koord het daai hoek gemaak? Nou om dit te kyk, gaan ons vingers sit op die 2 lyne wat daai middelpuntsoek maak en ons gaan dit terugtrek tot ons op die omtrek kom. Ons moet dit terugtrek tot ons op die omtrek kom. En as ons op die omtrek kom, dan gaan ons sien watse boog het daardie hoek gemaak. En nou gaan ons kyk watse ander hoek het daardie boog ook gemaak. En as ons nou daai boog vat en ons sit ons vingers op 2 ander lyne en ons volg dit om te kyk totdat dit 'n hoek maak. As ons dan sien dat daai selfde boog het 'n hoek op die omtrek gemaak, dan gaan die hoek by die middelpunt dubbeld die grootte wees as die hoek op die omtrek as hulle deur dieselfde boog of koord gemaak word. Kyk, die prentjie langs aan is nog 'n voorbeeld. Daar is ons middelpuntsoek. Dit word gemaak deur daardie boog, want daardie boog is op die omtrek. En daardie boog maak nog 'n ander hoek, kom ons volg 2 ander lyntjies. Dit maak daai hoek A ook. En hoek O is in die middelpunt en hoek A is op die omtrek. Dit lyk of dit in dieselfde vlak is, maar hoek O is in die middelpunt en hoek A is op die omtrek, so die hoek O gaan 2x wees en die hoek A gaan x wees. En dan ons laaste prentjie is 'n bietjie moeiliker om raak te sien. Dit lyk amper soos 'n diamantjie wat daar in die helfte van die sirkel is. Ons soek hierdie groot hoek. OK? En dis daardie boog, daardie hele boog wat daardie hoek maak. Want as ons nou kyk na hierdie hoek en ons sit ons vingers op die 2 lyntjies wat ons volg tot by die omtrek, dan is dit hierdie boog wat dan soontoe gaan om hierdie hoek te maak. So dit is ons omtreks, ons middelpunthoek. En daai selfde boog maak daardie hoekie daar op die omtrek. So daai gaan my x wees, daai gaan my 2x wees. Of wat ook al die middelpunthoek gaan wees, die middelpunthoek gaan dubbeld wees die omtrekshoek. Baie keer gee hulle vir ons hierdie hoek, soos byvoorbeeld 30 grade. En dan weet ons dat om hierdie hoek uit te werk, kan ons net sê 360 grade minus 30 grade, want dit is 'n omwenteling. En as ons dan hierdie hoek het, dan is daai hoek altyd die helfte van die middelpuntsoek. Ons rede vir hierdie stelling is middelpuntsoek is gelyk aan 2 maal omtrekshoek. Goed, dan ons volgende 3 stellings
is koorde-vierhoekstellings. So 'n koorde-vierhoek is 4 punte wat op die omtrek van 'n sirkel lê en 'n ander woord vir dit is ook konsiklies. Okay, en as 4 punte op 'n sirkel lê, dan kan ons aanneem dis 'n koorde-vierhoek net vir die feit dat daai 4 punte op 'n sirkel lê. Okay, daar's 3 eienskappe, 3 stellings van die koorde-vierhoek wat ons moet ken en ons moet dit ook uit ons kop uit ken. Die eerste stelling is dat die teenoorstaande hoeke van 'n koorde-vierhoek is saam 180. Dit is supplementêr. So as daai hoekie AX is, dan gaan die teenoorstaande hoek 180 min X wees. As daai Y is, gaan hoekie B 180 min Y wees. Okay, die rede is teenoorstaande hoeke van koorde-vierhoek is gelyk aan 180. Dan ons tweede stelling is wanneer ons 'n buitehoek van 'n koorde-vierhoek het en 'n buitehoek is as een van die sye van die koorde-vierhoek verleng is. As ek daar 'n lyn trek, word een van die sye van die koorde-vierhoek nie verleng nie, so daai is nie 'n buitehoek nie. Die lyn wat ek hier trek wat net die sirkel raak, noem ons 'n raaklyn en dit is ons volgende stellings. So die buitehoekstelling sê vir ons dat die buitehoek van 'n koorde-vierhoek gelyk is aan die teenoorstaande binnehoek. Goed, en dan ons laaste stelling is, ek noem dit die struktasstelling, dit lyk soos 'n struktassie. En as ons so 'n struktassie kan sien, dan kan partykeer daar ook lyntjies wees, maar daar hoef nie. So ons is steeds 'n struktassie. As ek lyntjies daar trek, is daar 2 struktassies. Okay, as ek die lyntjies intrek, dan gaan daai hoek gelyk wees aan daai hoek en daai hoek gaan gelyk wees aan daai hoek. Okay, dan gaan daai hoek ook gelyk wees aan daai hoek en daai hoek gaan gelyk wees aan daai hoek. Okay, so die struktassie, die 2 boonste punte gaan altyd gelyk wees en die 2 onderste punte van die struktassie gaan altyd gelyk wees. So ons kan eintlik sê ons sien 2 struktassies hier as ek lyntjies gaan byteken. Daar's 1 struktassie en daar's nog 'n struktas. Okay, so die 2 boonste punte is altyd gelyk en die 2 onderste punte is altyd gelyk. Hierdie stelling, hierdie struktasstelling noem ons hoeke in dieselfde sirkelsegment. En as ons wil gaan kyk hoekom dit so is, as ons byvoorbeeld daai hoek vat en ons gaan kyk watse koord maak daai hoek, dan sit ons vingers op die 2 lyne wat daai hoek maak en ons trek dit terug tot die omtrek. So daai boog maak daardie hoek. Watse ander hoek maak daardie boog ook? Hy maak daardie hoek wat ook op die omtrek is. En wanneer een spesifieke boog 2 verskillende hoeke op die omtrek maak, dan gaan daai 2 hoeke gelyk wees. Let wel, hierdie boog maak ook daardie hoek, maar daai hoek is glad op die omtrek, hy is ook op die middelpunt nie. As daai hoek op die middelpunt was, dan sou dit dubbel die omtrekshoek gewees het, maar daai hoek is niks nie. Okay, so hierdie stelling is hoek in dieselfde sirkelsegment. En dan laastens ons raaklynstellings. Ons eerste stelling is wanneer ons 'n raaklyn het, moet ons kyk vir 'n koorde driehoek. Hierdie is die stelling wat ons moet gaan highlight. So ons highlight ons raaklyn en ons highlight ons koorde driehoek. Okay, daar is nie regtig iets 'n koorde driehoekie, dis my eie woorde. Dan gaan daai hoek daar altyd gelyk wees aan daai hoek daar en hierdie hoekie hierso gaan altyd gelyk wees aan hierdie hoekie hierso. Okay, dit is die rede is hoek tussen raaklyn en koord. Okay, die tweede stellings is wanneer ons 2 raaklyne het. Dis baie minder wat dit gebeur. Wanneer ons 2 raaklyne het, gaan hulle dieselfde lengte wees. En ons rede daar is raaklyne vanuit dieselfde punt. En ons laaste raaklynstelling is wanneer ons 'n raaklyn het en ons het nie 'n koorde driehoek nie, maar ons het 'n radius, dan gaan daardie radius altyd loodreg wees op die raaklyn. Okay, onthou so wanneer ons 'n raaklyn het, gaan die radius loodreg wees op die raaklyn. Hy hoef glad nie die raaklyn in 2 dele te deel nie. Dit is ons eerste stelling. Okay, daar by die eerste stelling is daar nie 'n raaklyn nie, dis 'n koord en hy's net 90 grade as jy die koord in die helfte deel. By hierdie raaklyn is hy 90 grade net omdat hy 'n raaklyn is en net omdat daar 'n radius is. Goed, kom ons kyk na ons eerste voorbeeld. Hier sê hulle in die onderstaande skets is oor die middelpunt van die sirkel. So wanneer hulle dit sê, dan soek ons altyd vir 'n middellyn en ons gaan kyk ook of daar 'n hoek by die middelpunt gemaak is,
Want enige ander hoek wat daai koord ook gaan maak, wat op die omtrek is, die middelpunthoek gaan dubbel daai hoek wees. So voor ek verder gaan lees, kom ek gaan kyk gou. Hier is 'n middellyn. So dit beteken, en ons gaan dit nou moet neerskryf, dat daardie hoek 90 gaan wees, want die hoek reg oorkant die middellyn, wat deur die hele middellyn gemaak word op die omtrek van 'n sirkel, is 90 grade hoek in 'n halwe sirkel. Dan sien ek ook, okay, hier is 'n middelpunthoek. Kom ons gaan kyk wie dit gemaak. As ons die lyntjies van daai middelpunthoek terugvolg tot op die omtrek, dan sien ons hierdie boog het daai middelpunthoek gemaak. Hierdie boog het daardie middelpunthoek gemaak. Watter ander hoek maak hierdie boog ook? Dit maak daai hoek op die omtrek. So wat ook al hierdie hoek is, daai A2 gaan die helfte wees van daai middelpunthoek. Okay? Dit is wat hierdie woord middelpunt vir ons sê. En dan sien ons ook daar's 'n raaklyn. So ons gaan die raaklyn gaan highlight en ons gaan die koorde driehoeke gaan highlight. Is daai 'n koorde driehoek? Nee, want dit bestaan nie uit 3 koorde nie. Okay, hier is 'n koorde driehoek. En dit beteken dat hierdie hoek gaan gelyk wees aan hierdie hoek en hierdie hoek gaan gelyk wees aan hierdie hoek. Kyk, haal dit net so lank. En dan is hier nog 'n koorde driehoek. Daar's nog 'n koorde driehoek. So dis die oranje een en ek gaan hom net so oranje highlight. Okay, en dit beteken hierdie hoek gaan gelyk wees aan daai hoek wat 90 grade is. So ek kan eintlik dan nou sê hierdie gaan ook 90 grade wees. En ons het en dan hierdie hoekie gaan gelyk wees aan hoek B. Okay, nou het ons klaar die som gelees, nou gaan ons begin. So die eerste ding wat hulle vir ons vra is A1. Okay, so A1 en dit gaan 'n verwisselende hoek wees met daai 35 want BA is parallel aan CO. So A1 is 35 grade en my rede is verwisselende hoeke, komma BA is parallel aan CO. Goed, volgende hoek A2. So ons kan vir A1 invul, dit gaan 35 wees en dan kan ons duidelik sien wat A2 gaan wees, want dit gaan wees 90 minus 35. Maar eerste moet ons nou hier sê dat hoek A1 plus hoek A2 is 90. Ons gaan eers dit moet sê. Hoekom is dit 90? Hoek in halwe sirkel. En dan gaan A2 gelyk wees aan net 'n berekening, so daar's nie 'n rede vir dit nie, 90 minus 35. En dit gaan dan wees 55. Okay, so daar's net 'n berekening. En ons kan A2 gaan invul, dit is dan 55. Dan vra hulle vir O2, so dis wat ek nou genoem het, O2 word gemaak deur daai boog. En daai boog, as ek 2 ander lyne kies om my vingers te trek, tot op die omtrek, daai selfe boog maak ook vir A2. So O2 gaan dubbel A2 wees. So O2 gaan dan wees 110 en die rede is middelpunthoek is gelyk aan 2 maal omtrekshoek. Goed, en dit is O2. Dan 'n ander ding wat ons hier kan sien is dat daar is radiusse. En dis nie 'n stelling nie, maar dis iets wat ons moet weet. Hulle neem aan ons weet dit. Al ons radiusse gaan dieselfde afstand wees. So dit beteken ons gaan klomp gelykbenige driehoeke hê. En dit is dan hoe ons C2 gaan uitwerk. So ons gaan hier vir hulle sê dat ons sien dat CO is OD en die rede vir dit is radiusse. Weereens, dis nie 'n stelling nie, dis maar net iets wat hulle aanneem ons moet weet. En nou kan ons vir C2 uitwerk, want nou het ons gelykbenige driehoeke. So C2 gaan wees 180 grade minus 110 grade gedeel deur 2. En dit gee vir ons dan 35
en ons het rede hierso is hoeke teenoor gelyke sye, en ek gaan sommer ook sê binhoeke van 'n driehoek, want dit is hoe ons daai berekening gedoen het. OK, so ons weet daai hoekie is 35, D1 is ook 35. Nou wil ons hoek B hê. So hoek B, kom ons gaan kyk, as ons vingers volg op daai twee lyne wat hoek B maak, watse boog maak vir B? Daai boog maak vir B. Watse ander hoek maak daai boog ook? Dit maak daai C1 en 2. So B gaan dieselfde wees as daai C1 en 2. So B gaan 70 wees. En dit is die struktas rede. So die rede daar is hoeke in dieselfde sirkelsegment. Goed, en dan soek ekskuus vir D3. En ons het klaar ons streepies gemaak. D3 gaan dieselfde wees as hoek B. Dit is raaklyn koord. So D3 gaan wees 70 hoek tussen raaklyn koord. En ons kan vir D3 gaan invul, en daar het ons eerste voorbeeld gedoen. Goed, kom ons kyk na voorbeeld 2. So hier sê hulle vir ons O is die middelpunt en onder staan 'n skets. So onthou, as hulle vir ons sê middelpunt, kyk ons dadelik of daar nie 'n lyn deur die middelpunt gaan nie, wat 'n middellyn is, en as daai lyn 'n hoek maak op die omtrek, dan sal daai hoek 90 grade wees, en ons rede is hoek en 'n halwe sirkel. OK, maar dit is nie wat hier gebeur nie. En dan die ander ding wat ons kan kyk is daar 'n ander koord wat 'n hoek na die middelpunt maak? Is daar 'n ander koord of boog? Maak daar 'n boog 'n hoek na die middelpunt toe? Want dan kan ons gaan kyk watse ander hoek maak daai selfde boog ook, en as dit dan op die omtrek is, dan is die middelpuntsoek gelyk aan 2 maal die omtreksoek. OK, maar nie een van daai gevalle geld hierso nie. Hulle sê net vir ons dat AB snykoord PQ loodreg. So ons kan onmiddellik ons eerste stelling sien. So dit beteken dat ons kan invul dat BC gelyk is aan CQ. OK, so ek gaan dit sommer onmiddellik hier invul voor ons verder gaan lees. So PQ is gelyk aan CQ, en is ons heel eerste stelling loodlyn uit middelpunt van sirkel na koord. OK, dan lees ons verder, en verder gee hulle net vir ons klomp eenhede. So hulle sê vir ons AB is 10 cm. So ons kan nou gaan invul dat AB 10 cm is. Maar omdat AB die middellyn is en daar 'n middelpunt is, gaan ek die radiusse sommer invul. So in plaas van 10 cm gaan ek invul daai is 5 cm, en daai is ook 5 cm. OK, dan PQ is 8 cm, maar PQ word ook in die helfte gedeel. So ek gaan invul daai is 4 cm, en daai is dan ook 4 cm. OK, en interessant, nou sien ons dat ons radius is nou almal 5 cm. So ons moet dit in gedagte hou. En dan laastens hulle vir ons CB is X centimeter, en hulle wil hê ons moet vir CB bereken. OK, so baie keer by hierdie vraag, as ons die eerste of die tweede stelling het, dan gaan ons Pythagoras gebruik. So wat ons dan moet doen is, ons moet self 'n konstruksielyn inteken van die middellyn af tot op die rand van daai koord, en dit gaan ook dan 'n radius wees. So ons weet dat OP gaan ook 5 wees, want dis radius. So ons het 'n ekstra lyntjie ingetrek wat 'n konstruksie was. So ek gaan dit op neerskryf. Ons gaan sê PO wat ons getrek het is 5 cm, en ons rede is radius. En nou gaan ons die stelling van Pythagoras gebruik om ons onbekende sy uit te werk. So ons kan nou sien dat hier is 'n klein 90 grade driehoekie, en ons gaan hierso die stelling van Pythagoras gebruik. So as ons nou
Daar's nou 2 maniere om dit te sien of om dit uit te werk, maar ek gaan nou sommer sê, dat as die hele OB 5 sentimeter is, want dis mos 'n radius, en CB is X sentimeter, dan gaan hierdie OC moet wees 5 min X sentimeter. Want ons gaan nou net in die groen driehoekie kan werk met Pythagoras. Okay, so ons gaan nou sê, in driehoekie POC, gaan ons nou kan sê dat skynsy kwadraat is die som van die ander 2 sye gekwadreer. En ons rede hierso is Pythagoras. En nou gaan ons uitmaal, ons het 'n 25, 'n 16. Hierdie hakie moet ons langs mekaar skryf en mooi uitmaal om 'n middelterm te kry. Ek gaan nou die kortpad gebruik, die shortcut, plus x kwadraat. Okay, nou om die x op te los, gaan ons alles na die een kant toe vat en ons gaan faktoriseer. So ons het 'n x kwadraat, ons het 'n min 10x en 'n plus 16. Die 25's kanselleer mekaar uit. Okay, nou gaan ons faktoriseer. So dit gaan wees x min 8 en x min 2. En dit beteken dat ons x is of 8 cm of ons x is 2 cm. En in hierdie skets, as ons gaan kyk, x kan nie 8 cm wees nie, want die hele OB is maar 5 cm. So x kan nie 8 cm wees nie. So daar gaan ons net skryf nie van toepassing en ons x is dan 2 cm. Goed, voorbeeld 3. Reg, so hier sê hulle vir ons, O is die middelpunt. So onmiddellik gaan ons kyk, is daar 'n middellyn? So ons kan sien daar's 'n middellyn en die hoek op die omtrek wat daai middellyn maak is 90 grade. Okay, en dan gaan ons ook kyk of daar ook 'n middelpuntshoek is en of daar een of ander koord is. So hier is die middelpuntshoek. So wie maak daardie hoek? Kom ons kyk, wie maak daardie hoek? Daai boog of koord maak daai middelpuntshoek. Is daar 'n ander hoek wat daai koord of boog ook maak? Ja, dit is daai hoek D, word ook gemaak deur hierdie boog. So hierdie hoek D is op die omtrek, hierdie hoek is in die middelpunt. So ons weet dat wat ook al hierdie hoek gaan wees, hy gaan dubbel hierdie hoekie wees. Okay, ons gaan nou, ons kyk maar net so lank wat hulle vir ons gee. Dan sê hulle vir ons AO is parallel aan BD. Okay, en dan sê hulle vir ons OAE is gelyk aan 25. Okay, so die eerste vraag wat hulle vir ons vra is O1. So die eerste ding wat ek nou kan sien is D2 gaan ook 25 grade wees, want dis verwisselende hoeke. Verwisselend. En ons moet sê wie is parallel? AO is parallel aan BD. Reg, so ons kan nou gaan invul dat D2 is 25 grade. En dan natuurlik, as ons net gou weer wil kyk, kom ons vat D2, wat se boog maak vir D2? Ons trek ons vingers terug op die lyne wat daai hoekie maak tot op die omtrek en nou sien ons dat hierdie boog maak D2. So wat se ander hoek maak hierdie boog ook? Hierdie boog maak dan ook O1. En O1 is by die middelpunt, so hy gaan dubbel wees as D2 wat op die omtrek is. So nou gaan ons sê O1 is 50 grade en ons rede is middelpuntshoek is gelyk aan 2 maal omtrekshoek. Okay, dat is vir O1. Okay, die volgende vraagie is hoek C. Okay, so wat ons hier kan sien is hier is klomp radiusse wat ons dan gelyk moet maak. Al ons radiusse gaan gelyk wees. En dis baie belangrik want dan kry ons gelykbenige driehoeke. Dis nie 'n stelling nie, dit is net iets wat ons moet onthou. Okay, nou as ons dit gedoen het, dan kan ons maklik sien dat D1 moet dan nou ook 25 wees. Want dis 'n gelykbenige driehoek. So om hoek C uit te werk, kan ons begin deur te sê, gaan sommer hier begin. So D1 is ook 25 en ons kan sê hoeke teenoor
gelyke sye. En ek gaan eintlik voor dit gaan ek sê dat AO is gelyk aan OD radiusse. Ek gaan dit ook moet neerskryf en ek gaan dit voor ek vir D1 gaan invul, gaan ek dit neerskryf. OK, dan kan ons vir A1 uitwerk, want hoek CAD het ons al ingevul, dit is 90 grade en dit is hoek in halwe sirkel. Hoek in halwe sirkel en daarom gaan A1 wees 90 minus 25, dis net 'n berekening, so ons hoef nie 'n rede hier te gee nie en dit gaan dan wees 65. So A1 is 65. OK, dan kan ons baie maklik vir hoek C kry, want dan kan ons net binnehoeke van 'n driehoek gebruik in driehoek CAD. In driehoek CAD. So ons kan sê dis 180 minus 90 minus 25 en dit gaan wees 65. En ons rede hierso is binnehoeke van 'n driehoek. Reg, dit was voorbeeld 3. OK, kom ons kyk na voorbeeld 4. In die onderstaande skets is PQ gelyk aan PS. OK, so ons het 'n gelykbenige driehoek. QT is 'n raaklyn aan die sirkel by Q. So die raaklyn is die baie belangrike stelling wat ons moet gaan highlight. So kom ons gaan highlight ons raaklyn. En die raaklyn stop daar, maar ek gaan hom net so 'n bietjie verder trek. En dan gaan ek my koorde driehoek ook gaan highlight, sodat ek maklik hierdie prentjie van die raaklynstelling kan raak sien. OK, daar is dit gehighlight. So dit beteken dat hierdie hoek gaan gelyk wees aan hierdie hoek. En hierdie hoek wat nou nie bestaan nie, ons het dit aangetrek, gaan gelyk wees aan hierdie hoek. Dis net om die prentjie van daai eerste stelling van die raaklyn mooi raak te sien. OK, dis die enigste stelling wat ek sal aanbeveel ons moet highlight. OK, en dan het ons twee ewewydige lyne PQ is ewewydig aan RS of RT. OK, die eerste vraag wat hulle vir ons vra is PQS is X, ons sien dit en ons moet nog 3 ander hoeke skryf wat ook gelyk is aan X. So die eerste hoek wat ons kan sien is daai gelykbenige driehoek. So ons kan sê dat hoek S2 is X. Hoeke teenoor gelyke sye. Hoeke teenoor gelyke sye. En hier hoef ons nie te sê watter sye was gelyk nie, want dit is klaar gegee vir ons. In die vorige som moes ons gaan sê het, daai twee sye is gelyk want dis radiusse. Hier hoef ons nou niks te sê nie, want daai sye is klaar vir ons gegee. OK, so dit is X, ons gaan vul dit in. Dan is S3 ook X, dis 'n verwisselende hoek. Hoek S3 gaan ook X wees, verwisselend. En ons moet sê wie was parallel, PQ was parallel aan, ek gaan sommer sê ST. OK, dit is ons volgende hoek. En dan ons laaste hoek wat ook X gaan wees, is hierdie hele hoek P. Want daai hoek S3 is 'n buitehoek van kode 4 hoek PQRS. So hoek P is ook X, buitehoek van kode 4 hoek wat ons so kan afkort. As ons die kode 4 hoek noem PQSR. OK, kom ons gaan vul dit in, so daai hele hoek is X. Goed, nommer B. Bereken SQT in terme van X. SQT, OK, so dit is daardie hoekie daar. So ons wil hom bereken in terme van X. OK, en ons sien, omdat ons klaar die raaklynstelling gehighlight het, sien ons dat daai hoek is dieselfde as hierdie hoek. Kom ek maak 'n sterretjie. So daai hoek is dieselfde as daai hoek. OK. So ons kan eintlik eers daai gedeeltetjie van hoek P uitwerk en dan weet ons dat dit is dan dieselfde as SQT want dis raaklynkoord. En ons kan daai hoek baie maklik uitwerk. Daai hoek SPQ is binnehoeke van 'n driehoek, so dit gaan wees 180 minus 2x. Binnehoeke van 'n driehoek.
Goed, so as ons nou dit kan invul, so daai hoekie is 180 minus 2x vir daai stukkie, en dan weet ons hierdie hoekie gaan ook wees 180 minus 2x. 180 minus 2x. En dit is die hoek wat ons wil hê, so SQT gaan dan ook wees 180 minus 2x, en ons rede is hoek tussen raaklyn koord. OK. Nommer C, bewys dat PQTR 'n parallelogram is. OK, kom ons gaan kyk eers waar is PQTR. So ek gaan net sommer in groen doen. So PQTR, dit is daardie hele figuur. Ons moet bewys dat dit 'n parallelogram is. So 'n parallelogram, wat is die 4 maniere wat ons kan bewys dis 'n parallelogram? Ons kan bewys dat daar 2 pare sye is wat parallel is. Ons het klaar 1 paar sye wat parallel is. So ons kan moontlik hierdie 2 sye parallel bewys as ons hierdie 2 hoeke as koopbinnehoeke kan kry. OK, of natuurlik hierdie 2 hoeke as koopbinnehoeke, so dis 'n goeie opsie. Dit staan eintlik al klaar daar, so daai is 'n baie goeie opsie wat ons kan gebruik. Die tweede opsie, ons kan sê, ons kan bewys dat beide pare teenoorstaande sye gelyk is. So mens kan ook dit doen met gelykbenige driehoeke. Dan ons derde opsie, as die parallelogram hoeklyne gehad het, dan kan ons bewys het dat die hoeklyne mekaar halveer. Maar hy het nou nie hoeklyne nie, so ons gaan nie dit kan doen nie. En dan ons vierde opsie is, ons kan bewys dat die teenoorstaande hoeke van 'n parallelogram gelyk is. 2 pare teenoorstaande hoeke van 'n parallelogram is gelyk. OK, so ek gaan daai ene kies. Die eerste opsie is 'n bietjie makliker, maar ek gaan die vierde opsie doen vir hierdie video. OK, so dit beteken dat ons moet nou bewys dat daai hoek en daai hoek gelyk is. En dan moet ons bewys dat hierdie hoek en hierdie hoek gelyk is. So ons moet net al daai hoeke uitwerk. OK, is dit klaar vir hoek P? So kom ons gaan werk hoek T uit. OK, so ons kan nou sê in driehoek SQT kan ons nou binnehoeke van 'n driehoek gebruik. So daar kan ons sê hoek T gaan dan wees 180 grade minus wat se ander 2 hoeke, dis x en dis 180 min 2x. So ons kan sê minus x en minus 180 2x. Ek trek al twee hoeke apart af. En dan as ons dit nou gaan uitmaak, dan gaan ons kry 180 minus x minus 180 plus 2x. En dit gaan vir ons gee x. OK, en ons weet klaar as ons op die skets gaan kyk, dat hoek P is ook x. So daar het ons ons eerste paar teenoorstaande hoeke wat gelyk is. Nou gaan ons die ander twee hoeke gaan uitwerk. OK, so kom ons begin met die ander twee hoeke. So hoek Q kan ons maklik kry deur net daai twee hoeke saam te plus, so x plus 180 min 2x. So is dit die x en ons het plus 180 min 2x. En hoek Q gaan dan vir ons gee 180 min x. So ons het nie 'n rede daar nie, ons het net 'n klein berekening gedoen. Ons het net twee hoeke saam geplus. OK, kom ons gaan kyk nou na hoek R. So hoek R lê in die koorde 4 hoek. So ons weet hoek R gaan wees 180 min x, want die teenoorstaande van 'n hoeke van 'n koorde 4 hoek is supplementêr. Reg, so hoek R gaan wees, ons weet dit gaan wees 180 min x, en ons rede is teenoorstaande hoeke van koorde 4 hoek is gelyk aan supplementêr of 180 grade. OK, so ons het bewys dat hoek T en hoek P is dieselfde, en ons het bewys dat hoek Q en hoek R is dieselfde. En nou kan ons bewys dat PQTR is 'n parallelogram, en ons rede is twee pare teenoorstaande hoeke is gelyk.
Okay, onthou by 'n koorde verhoek is die teenoorstaande hoeke supplementêr. By die parallelogram is die teenoorstaande hoeke gelyk. Goed, kom ons kyk na voorbeeld 5. Hulle sê vir ons M is die middelpunt van die sirkel deur punte A, B en C. So A, B en C lê op die omtrek van die sirkel. Daar's nie 'n middellyn nie, so daar's nie die hoek in die halwe sirkelstelling nie. En wat ons wel kan sien hierso is, daai is 'n middelpuntshoek en as ons gaan kyk watse koord maak daardie hoek, hierdie boog of koord, hierdie boog maak daardie hoek. Watse ander hoek maak hierdie boog ook? Dit maak daai hoek, want daai hoek is nie in die middelpunt of die omtrekkie, so daai hoek is niks. En daai selfde boog maak ook daardie hoek as ons die lyntjies volg met ons vingers en dis op die omtrek. So, ek gaan sommer net hier invul. Daai hoek gaan 2x wees en daai hoekie gaan x wees. Okay, ons kyk net so lank soos wat ons die som lees. Dan ME is loodreg op AB. So daar is ons heel eerste stelling. Ons weet dat BE gelyk gaan wees aan EA. So ek gaan sommer dit dadelik neerskryf. BE is gelyk aan EA. Dis ons heel eerste stelling. Loodlyn uit middelpunt van sirkel na koord. Of op koord. Okay, dan sê hulle vir ons AB is gelyk aan CD is 8 cm. Okay, so CD is 8 cm. AB is ook 8 cm, maar omdat ek dit al klaar in die helfte gedeel het, gaan ek daar 'n 4 skryf. En AD is 12 cm. 12 cm. Okay, en voor ek nou gaan kyk wat hulle vra, sien ek net ook hier's radiusse. Onthou dis nie 'n stelling nie. Dit is net iets wat ons moet onthou. So ons radiusse moet ons almal gelyk maak. Okay, so wat ons hier kan doen, nou vra hulle vir ons, daar's nog 'n ME is 3 cm, so daai ME is 3 cm. Okay, so onthou, hierdie som gaan ons gewoonlik met Pythagoras doen. So ons kan 'n konstruksie lyntjie daar gaan trek, om dan in daai driehoekie Pythagoras te gebruik. Maar hier is sommer al klaar 'n Pythagoras driehoekie. En dit is nou hierdie driehoekie hierso. Okay, so ons kan sommer daai driehoekie gebruik. Wat hulle vra is, hulle sê bewys dat AD 'n raaklyn is aan die sirkel. Okay, so voor ons nou net goeters doen, kom ons kyk net gou weer, hoe bewys ons dat iets 'n raaklyn is aan 'n sirkel? Ons het twee opsies. Of ons kan bewys dis 'n raaklyn deur te gaan kyk of daar 'n koorde driehoek op hierdie raaklyn balanseer. Sodat as daai hoek gelyk is aan daai hoek of daai hoek gelyk is aan daai hoek, dan is dit 'n raaklyn. So is daar 'n koorde driehoek in hierdie skets en dan moet ons na die hoeke kyk. Of as daar nie 'n koorde driehoek is nie, dan kan ons gaan kyk, maar is daar dalk 'n radius en is daai radius 90 grade, want dan het ons ook bewys dis 'n raaklyn. Okay, so hier sien ons hier's nie 'n kode driehoek nie. So wat ons wil doen is, as AD 'n raaklyn is en ons weet dat MA is 'n radius, dan wil ons kyk, kom maak dit sommer rooi, ons wil kyk wat is daai hoek en is dit 90? Want as dit 90 is, dan is MA wat my radius is definitief loodreg op daai AD lyn en dan moet daai AD lyn 'n raaklyn wees. Okay, so die eerste ding wat ons gaan doen is ons gaan 'n klein Pythagoras sommetjie doen. So ons gaan sê in driehoek MEA kan ons dan nou sê dat MA kwadraat skynsy kwadraat is daai 3 kwadraat plus 4 kwadraat. So MA, en ons moet hierso skryf, Pythagoras natuurlik. En dan gaan MA die wortel wees van 3 kwadraat plus 4 kwadraat en dit gaan dan 5 wees. So MA is 5, so ons kan hom gaan invul en ons kan al ons radiusse wat ons kan sien, kan ons ook 5 gaan invul. Nou
kan ons in hierdie driehoek gaan en ons het al die sye. So ons kan die omgekeerde stelling van Pythagoras gebruik om te kyk of daai hoekie met die vraagteken wel 90 is. Want as hy 90 is, dan is die lyn AD 'n raaklyn. So nou gaan ons sê in driehoek MDA. Ons gaan die skynsy vat wat MD is. Ons gaan dit gou uitwerk en 8 plus 5 is 13. Onderkant dit gaan ons die ander twee sye bymekaar plus. En dit gaan wees 5 kwadraat plus 12 kwadraat. En ons gaan kyk of hierdie linkerkant gelyk aan die regterkant is. Ons weet tog nie, maar as dit is, dan werk die stelling van Pythagoras en dan het ons die omgekeerde stelling van Pythagoras gebruik. So hierdie is 169 en hierdie is ook 169. Dit wil sê die linkerkant is gelyk aan die regterkant. En dit wil sê dat MA is loodreg op AD en ons rede hier is omgekeerde stelling van Pythagoras. So ons het nou bewys dat daai hoekie 90 is. En nou kan ons sê, maar dit wil sê AD is dan 'n raaklyn en ons rede hierso is radius loodreg op lyn. Ons mag nie hierso sê radius loodreg op raaklyn nie, want ons het nou eers bewys dis 'n raaklyn. So as ons die omgekeerde stelling hier gebruik, dan moet ons nie die woord raaklyn sit nie, maar wel lyn. Goed, en dit was voorbeeld 5.